Voorsitter, ons leef in 'n wêreld waar sigbaarheid dikwels meer konings kry as substansie, waar die een wat gewoonlik harder blaf meer aandag kry en waar gewildheid 'n sleutel is tot sukses. Die wêreld hang dit aan die klop. Om populêr te wees beteken dat jou pad met goud geteer word. Glad, skitterblink en vol geleenthede. Dames en here, hierdie pad is 'n pad wat Jan Alleman nie eers kan beskou nie. Ek voeg aan dat populariteit wel beteken dat jou pad sonder dussels of dorings is nie. Maar eerstens beteken dit skep geleenthede, maak deure oop en dit waarborg aanvaarding. In die eerste plek, populariteit maak deure oop. Die populêre persoon beweeg baie makliker deur sosiale kringe, of dit nou sosiaal is, professioneel of selfs sportbyeenkomste. Die populêre persoon beweeg soos 'n toegangskaartjie van mensdom. Gilly Hofman, 'n bekende leierskapkonsultant met meer as 4 jaar se onderrig, skryf in 'n artikel wat my kind moet weet oor leierskap op Marula Media Augustus 2022. Dat die skoolwet bepaal dat tieners van vandag vir hulle eie leiers kan stem. Hierdie skep 'n onregverdige beoordeling, want jou maatjie stem vir sy maatjie en sy maatjie vir haar maatjie. En eintlik is jou maatjie die een wat nie 'n leierbalkie moet dra nie. 'n bekende gesig word onthou. 'n geliefde stem word vertrou. So word deure oopgemaak lank voordat merites in ag geneem word. Hierdie toegang laat dit lyk of daar geen struikelblokke of dussels en dorings in die pad is nie. Nie noodwendig omdat daar geen is nie, maar omdat mense reeds vir jou spasie maak. In die tweede plek, populariteit skep geleenthede. Wanneer mense na jou luister, begin jou woorde krag dra, jou opinies vorm denke, en jou optredes, dit vorm norme. Die populêre persoon word 'n verwysingspunt, of jy dit nou wil hê of nie wil hê nie. Die projekkoördineerder by Afriforum, Leilani Breisler, skryf in 'n artikel Oorsake van afknouery in skole.co.za in Februarie 2023 dat boelies populariteit as uiters belangrik beskou en daarom laat hulle troon los op slagoffers, kinders wat minder bevoorreg, nie goed genoeg is of mooi genoeg soos hulle is nie. Die billebak, boelies is buffels. Dames en here, die populêre persoon kom baie keer weg met moord. Die een wat gebore is met die goue lepel in hulle mond. En die een wat kan doen net wat hulle wil. Journey Straaigers, 'n gesoute joernalis, skryf in 'n berig op Marula Media. Hoërskoolseuns verkrag 14-jarige skooldogter onbewusteloos op 17 Junie 2013. Waar 'n onbewustelose 14-jarige dogter by 'n skooldans opgedaag het, toe 2 seuns op haar afgestorm gekom het. En waar was die derde een? Wel, hy was natuurlik die een wat die video daarvan geneem het en dit op sosiale media geplaas het. Ek voel dit aan my eie bas en sien dit elke dag, dat die pligsgetroude kinders met baie minder goed wegkom as die doodgewone, populêre kinders. In die samelewing, waar invloed dikwels meer werd is as waarheid, word populariteit 'n kragtige instrument. En waar daar invloed is daar beskerming. En waar daar beskerming is daar vergifnis. Laastens, populariteit waarborg aanvaarding. Om populêr te wees beteken dat jy raak gesien word. 'n diep menslike behoefte waarna baie tieners uitstreef. Om iewers te behoort, gee vir jou krag en laat jou styg na baie meer in die wêreld. Roulien van der Merwe, 'n voormalige mejuffrou wêreld, gegradueerde mediese dokter en skrywer, skryf in haar boek Herontdek jou selfvertroue op 17 Mei 2021. Dat daar 2 tipes selfvertroues is, naamlik algemeen en spesifiek, en dat die een nie sonder die ander een kan lewe nie. Wanneer iemand weet, hulle word aanvaar, tackle hulle die wêreld kop eerste aan, twyfel minder en streef na sukses. Ek sluit af.
Om populêr te wees beteken nie noodwendig dat jy geen dussels en dorings in jou pad het nie, maar dit beteken wel dat jy nie daai pad alleen stap nie. Populariteit maak deure oop. Dit skep geleenthede en dit waarborg aanvaring. Die grootste polemiek is nie of populariteit met goud geteer word nie, maar of daardie goud jou eintlik gaan verryk of van die wal af in die sloot. Populariteit sal altyd konings kraai. Die wêreld hang dit aan die klok.